Sien nou maar kuier alweer by die erfgenaam. Ja, Dion. Ouma is 'n vrye mens, sien sy kan kuier by wie sy wil. En as jy nie daarvan hou nie, sê dan so en kry klaar. Moenie 'n moordkuil van jou hart maak nie. Gou maar, ek het net 'n grappie gemaak. Lyk my ouma se sin vir humor is besig om op te droog. Totsiens, Dion. Ouma het nie vandag lus vir 'n argument met jou nie. Kom aan. Nee, dankie, ek is net 'n bietjie haastig. Luister, ek het net vir jou kom sê ons is besig om die bestellings op te maak. Jy kan dit so oor 2 weke kry. Ek sal sorg dat elke dokter se bestelling persoonlik afgelewer word. Dankie. Ek dink jy beter net by Jerry Alton langs gaan. Hy is nie te gelukkig oor die transaksie nie. Hy het gedink julle behoort waarborge te verskaf vir die geld wat hy julle uitbetaal het. Ek ken hom, hy's altyd so oor geld. Maar goed, ek sal met hom praat. Luister, hy het niks om oor te worry nie. Jackson & Faber is 'n respektabele maatskappy. Ja, maar die checks is aan MM Medco uitgemaak en nie aan Jackson & Faber nie. Dis wat hom pla. Wel, is 'n filiaal wat hier ons bemark. Toe moet 'n gunstige gaan stel hom gerus asseblief. Nou goed. Luister dan, waar ek nou maar weer. Cheers. Sien jou. En hoe kwam je op wat huis toe? Nee, nog niet. Kom, kijk, ga wat ik gemaakt heb. Dat is fantastisch. Denk eens zo. Jy gaan nog enig beroemd word, né? As ek genoeg geld gehad het, dan het ek hom by jou gekoop. Ach, kom nou. Ek's ernstig. Luister, hoekom maak jy nie genoeg vir 'n uitstalling nie? Ek het genoeg vir 'n uitstalling. Wel, waar sal ek? Ag, hulle hang rond. By Pelle en so aan. Hoor jy, wat gaan jy nou doen? Ek gaan so 'n bietjie rondkarring en dan gaan ek huis toe, kom. Kom ons gaan eet iets. En dan, En dan niks. Toe kom. wat van jou vrou? Luister, ek vra jou om iets saam met my te kom eet en dis al. Weet nie, sy werk by die universiteit en sy sal eers na 5:00 by die huis wees. Kom jy saam? Okay. Waarheen gaan ons? Ry sommer saam met my. Kom laai ek jou weer hier af. Goed, maak so. Dankie. Nou, vertel my. Wat's verkeerd met julle huwelik? Sy het my nie lief nie. Sy het my aan soveel woorde gesê. Maar hoekom? Hoekom het sy dan met jou getrou? Oor ons moes trou. En dit was ook nie my skuld nie. Sy het daarvoor gesoek. Sy wou verwagtend raak. Sy het my net gebruik. Hemel, Harties, maar dis 'n verskriklike storie. Hoekom skei jy haar nie? Hoor nie. Jenny sal nie skei nie. Ek ook nie. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my kind. So nou gaan jy die res van jou lewe in 'n liefdelose huwelik sluit. En dit is ook nie my skuld nie. Ek is bereid om weer te probeer, om van voor af te begin. Maar sy is dan eenvoudig nie belang nie. Sy slaap al van ons eerste nag af in haar eie kamer. Ons is soos 2 vreemdelinge van mekaar. Ek het nou al so afgestomp geraak. Dis my straf om net huis toe te gaan. As ons maar vyande was, dan is erger as dit. En sy het 'n crush op 'n dokter. Dis wat alles nog erger maak. Ek weet nie, kom vertel ek jou al hierdie dinge nie. Dis nie jou probleem nie. En die dokter? Wie is hy? Laat gaan. Dan laat gaan. Dan laat gaan. Hy is my dokter. Nou ja, dan weet jy. Kan dit nie glo nie. So hulle te ver. Vermoed so. Ek kuier so af en toe by Mary en Haber. Ek tog hulle te dinge nie gaan. Ek het al mooi met Jenny gepraat.
as ons net hier uit Pretoria uit kan pad gee. Miskien sal sy hom dan vergeet. Maar sy wil hom nie vergeet nie. Sy wil hom nie vergeet nie. Jy is nog lief vir haar. Sy is besig om alles dood te maak. Sy dink as sy die lewe vir my onaangenaam genoeg maak. Maar ek sê jou een ding, Naomi. Hy gaan nie wen. Dan later gaan nie my vrou kry nie, al neem dit my 'n leeftyd. Ek gaan nie die paadjie vorentoe vir hulle gelyk maak nie. Ek het geen idee gehad jy het soveel probleme nie. Ek sien nou eerder in haar graf in voordat hy haar kry. Ekskuus Naomi. Ek het geen bedoeling gehad om met jou daaroor te praat nie. Miskien is dit goed as 'n mens baie keer uitkom met dit. Vertel my liewer van jouself. Jy is intelligent. Jy is mooi. Jy is ook nie getroud of verloof nie. Ek het baie daaroor gewonder. Ek was verloof tot 3 maande gelede. Ek's nog besig om dit vir myself te verwerk. Kom ons loop. Ek moet nog dorp toe gaan vanmiddag. En nou, wat maak pa hier? Ek wag vir jou, dit gehoor jy werk nou hier. Pa, kom ons huis toe gekom het. Nee, net nou is hard as daarom. Ek wil baie graag alleen met jou praat. Sê vir my waar bly Rolien bedags? By Christa Weideman, pa onthou hom mos. O ja. Kyk my kind, ons sal 'n plan moet maak. Jy en Hardes kan nie so aangaan nie. Dis Rolien wat daaronder lê. Ek waardeer dat pa probeer help, maar ek kan sorg. Ek wil nie inmeng nie. Ek probeer net help. Ons moet 'n oplossing vind. Ag pa, ek ben nie so kind behandel nie. Ek's mos al 'n groot mens. My kind, eendag sal jy oor Rolien voel soos ek oor jou voel. Ag, moet dit nie vir my moeilik maak nie, asseblief. Ek kan so iets. Ek het regtig nie gekom om in te meng nie. Ek het gekom om julle geldsituasie met jou te bespreek. Jou huwelik, jou verhouding met Hardes, dit is jou besigheid. Maar die dag toe jy getroud is, het jy R5000 in jou spaarrekening gehad. Ek vermoed dit is opgebruik. En die woonstel wat ouma vir jou gekoop het jy verkoop om die huis mee te betaal. Ja, pa. Jy het dus nie meer kontant oor nie. My kind, ek is 'n advokaat. Ek het daagliks met hierdie probleme te maak. Jy hoef nie skaam te voel daaroor. Wil ek voel skaam daaroor? Maar ek kan vir jou 'n bedrag belê teen vaste deposito en ek kan jy die rente trek. Nee. Pa, baie dankie. Maar hierdie is 'n probleem wat ek self moet oplos. So asseblief, los my net uit, ek sal regkom. Sake sal nie regkom as sy Hardes nie ons saamspeel. Pa, ek kan nie die res van my lewe staat maak op julle welsyn nie. Ek kan pa nie verstaan nie. Ek moet hierdie probleem oplos. Laat ek dit op my manier doen. Maar as vir ek en mamma baie swaar as ons sien jy sukkel so. En dit is so maklik om reg te maak. Ek weet. Maar ek het daarom ook nog my selfrespek. En as pa dit van my gaan wegneem. Nee, asseblief. Doe my dan net nie 'n guns. Speel oop kaarte met my oor jou probleme. En as jy regtig nie verder kan nie, sal jy my daarvan sê. Sal jy? Mamma het gevra, jy en Hardes moet donderdag aan by ons kom eet. Sal jy kom? Dankie, pa. Ek sal julle laat weet. Ek moet net hoor by Hardes. Ek waardeer wat papa probeer doen.
vir jou 'n stukkie koek gebring. En dankie. Dis baie bedagsaam van jou. Gee my jou koppie. Daar's 'n boodskap vir jou by die sekretaresse. 'n Advokaat Visser soek jou. Sien die moeilikheid? Hy's my skoonpa, wat wil hy hê? Ek weet nie. Hy het gesê om ons kantoor gaan sien of so iets ek knels gewees. Okay, dankie. Ek gaan donderdag aand na 'n kunsuitstalling toe by Guido's. Kyk of ek 'n weg kom by die huis en dan gaan ons saam. Ek sal sien. Laat my weet. Dankie, ek sal. Middag, Hardus. Middag, pa. Ek is bly jy is hier. Kom ons gaan deur. Hardus, ek gaan nie nou met woorde speel nie. Jy en Jeannie het finansiële probleme. Is ek reg? Nie waarvan ek weet nie. Man, kry nou end met hierdie kat in my speletjie. Ek is 'n advokaat en as ek in die hof instap het ek my feite agter mekaar. Ek vra jou nie, ek sê jou. Jy en Jeannie het finansiële probleme. Dis 'n feit. En nou wil ek van jou weet. Wat gaan jy daaraan doen? Kyk, pa. Ons probleme is ons besigheid. As dit my dogter is wat betrokke is, dan is dit my besigheid. Hardus, moenie van my kwaad maak nie. Jy het voor die kansel gestaan en beloof dat jy vir haar sal sorg en nou doen jy dit nie. Jy het al hoeveel jobs gehad vandat jy getroud is en jy hou nie een nie. Ek wil nou van jou weet, wat is jou probleem? Ek het nie nodig om enigiets met pa te bespreek nie. Kyk, Hardus, ek het jou nie hiernatoe laat kom om met jou te beklei nie. Ek het jou laat kom sodat ons 'n oplossing vir hierdie saak kan vind. Wat is die hakplek? Hou jy nie van die werk wat jy doen nie? Ek wou 'n predikant geword het. En nou blameer jy vir Jeannie omdat jy dit nie geword het nie. Ja, Ek sien. Nou laat ek vir jou sê, mannetjie. It takes two to tango. Jy's nie in hierdie huwelik aangedwing nie. Jy het ook 'n aandeel daaraan. Sê my, het jy al ooit daaraan gedink om jou studies te gaan voltooi? soos pa opgemerk het. Ons het finansiële probleme. Nou ja, lening kan gereël word. Ek het geen sekuriteite nie. Dit weet ek ja, maar daarvoor sal ek sorg. Maar wat ek nou van jou wil weet is, gaan jy jou studies voltooi, ja of nee? Ja, pa. Nou ja, dan is dit opgelos. Dan kan jy maar volgende jaar teruggaan en jy kan jou studies voltooi. Maar nou die ander ding is, wat gaan jy doen omtrent julle skuld? Dis nie my skuld dat Jeannie uit 'n ryk huis kom nie. Ek kan dit nie help dat sy net aan die beste dinge gewoond is nie. Sê jy dis Jeannie wat die skuld in die huis maak? Nee, dis nie net sy nie. Maar ek moet vir haar voorsien. Ek moet sorg dat sy en Rolien kos en klere het en meubels. Ek is 18 maande getroud, pa. Almal het op daardie stadium skuld. En wat van die vakansiehuis wat jy nie betaal het nie, waarvoor Jeannie die geld by my moes kom leen het? En wat van al die dagvarings oor jou kar wat jy nie betaal nie? Is dit ook Jeannie se skuld? Wel, ek sukkel. Ek is nie 'n miljonair nie, ek sukkel. Hardus, ek het nou die dag jou kredietkaartrekening gesien. En elke tweede inskrywing daarop is vir 'n restaurant. Is dit soos jy sukkel? So, nou het pa my private pos gaan krap, Jou private pos het oop en bloot op die tafel rondgeloop. sodat pa daarom kom sniffel. Noem dit net wat jy wil. Kyk, Ek het nie nodig om langer na hierdie beledigings te luister nie. Ek loop nou. Hardus. Ek wil net vir jou een ding sê, Boetie. As ek enige rede het om te vermoed dat jy 'n verkwister is, sal ek sorg dat die hof jou so verklaar. En ek sal sorg dat Jeannie beheer oor julle finansies kry. Jy kan maak nes jy lus het. Ja, sê ek gaan vir jou opeet. Hallo Rolientjie. Kyk daar. Hallo, Harris. Jy's laat. Ek kom nou net van jou pa af. Wat het jy daar gaan maak? Hy het my ontbied om ons geldelike probleme met my te bespreek. Ek was nie bewus daarvan dat jy hom inlig oor ons privaat sake nie. Ek het hom nie ingelig nie. Nou, hoe weet hy dan van die strandhuis? Hoe weet hy van my kredietkaart? Van jou kredietkaart. Daarvan weet hy niks. Maar oor die strandhuis weet hy, want ek moes by hom gaan geld leen om dit te betaal. Dis nou pragtig. Elke keer as ek en jy vashak, daar klop jy eers na papi toe. Want as jy die strandhuis in die eerste plek betaal het, was dit nie nodig om vir hom te gaan vra vir hulp nie. Alles wat in hierdie huis verkeerd gaan is my skuld. Hoekom het jy dan met my getrou as ek so sleg is? Toe, sê my. Hoekom het jy met my getrou na jy al besef het jy raak? Ekskuus, Harris. Ek probeer nie bitsig wees nie. Dit is
net 'n party daar. Ek kan nie cope nie. Ek is jammer oor my pa. Hy het geen reg gehad om met jou oor ons finansies te praat nie. Maar ek gee jou my woord van eer. Ek het nog nooit vir jou met hom bespreek nie. Nog nooit nie. Ja. Daar's baie meer fout met ons as net ons finansies, nee. Ja, daar is baie meer fout. Ek wens dit partykeer ek en jy kan ernstig net een keer weer probeer. Net een keer. Terwyl jy by Rolien slaap, vergeet dit. Daar's baie meer verkeerd as net dit. Dis waar alles begin het. Is dit nie? Maak ons die wyn oop. Ek gaan dit vir Rolien in die bed sit. Aris, dink jy dit sal help as ek weer by jou intrek? Dis 'n besluit wat jy maar self moet neem. Kom ons los vir Rolien die nou by my ma en dan gaan ons rivier toe. Net soos in die ou dae toe. Op die boot. Wat gebeur het was nie die boot se skuld nie, was dit? Asseblief, Aris. Dit sal nie help nie. Maar as dit jou gelukkig sal maak. Okay. Waar gaan jy nou, ja? Ek is nie honger nie. Ek het 'n afspraak, ek gaan uit. Wat 'n afspraak? Kyk. Hierdie huwelik is lankal nie meer op so 'n stadium dat ons mekaar oor ons persoonlike lewens uitvra nie. Hallo, Jenny Breitenbach? O, hallo, ma. O, ja. Nee, ons kan ongelukkig nie kom nie. Hardes het 'n ding aan by die skool. Nee, ons gaan die naweek weg. Ek wou juist vir ma gevra het of ons nie vir Rolien daar kan aflaai nie. Ja. Dankie, ma. Saterdagoggend. Ja, so 10:09. You're watching Cul-de-sac. Aris, wil jy net my 'n bietjie lemoensap gaan haal asseblief?
Jenny, Hallo Dan. Wat maak jy hier? hoe gaan dit? Goed. Ek en Hardus het 'n bietjie kom uitspan vir die naweek. O, Hardus, kyk wie's hier. Hallo Hardus. Hierdie ontmoeting was dit beplan. Is jy mal? Ons kom ons hier vir die dag. Sien julle? Sorry, sê iemand wat geken het. Ons sien hulle kom. Ja, Wie sê? Jenny Breitenbach van haar man. Sê, dis die meisie. Ja, dis die meisie. Hardus, asseblief. Ek kon dit nie help. Ek het geen idee gehad hulle gaan vandag hier wees nie. Jy kan hier bly of jy kan saam met my huis toe kom, die een of die ander. Die waarheid is, ek gee nie 'n damn om wat jy doen. Hardus, jy's onredelik. Ja, Asseblief, Hardus. kom jy of kom jy nie? Nie voordat ons hierdie ding uitgepraat het nie. Nou bly dan. Hardus, dit was ons naweek gewees hierdie. Werk dit nie so uit nie. Daar is hy. Dankie vir die dag. En nou? Is dit al? Dankie en gebaar. Wat hier in gedagte? Ek het gedink ons gaan vanaand uit eet. Meer en ek het julle vorige keer gesê. Jy nie verwag nie oor hierdie ding nie. Wil jy nog vir Jenny wat se naam lief is? Ek gaan nie Jenny met jou bespreek nie. So dan is jy nog lief vir haar. Ek het jou gesê ek gaan haar nie met jou bespreek nie. Ek wil jy net een ding vertel. 'n Getroude vrou wat vir 'n ander man oogies maak is die laagste vorm van romanse vir haar is. Wat sê sy vir jou? Dat haar man haar sleg behandel? Wat doen sy om jou simpatie te kry, hè? Jy weet nie waarvan jy praat nie. Nee, ek weet nie waarvan ek praat nie, want ek is mos die stupid model en jy's die geleerde dokter. Maar sy gaan jou bedrieg net soos wat sy nou haar man bedrieg. Onthou wat ek vir jou sê. Ag Marianne, in die eerste plek, dis nie jou besigheid nie. In die tweede plek, ek is haastig, ek wil huis toe gaan. Goed. Nou weet ek. Baie dankie. Dokter Laat gaan hallo. Dis hartbespreking mag hier. Ek en jy beter by mekaar uitkom. Dis 'n paar dinge waaroor ons moet gesels. Ek het gedink jy is nou Jenny se lewe uit. Maar dit lyk my ek het my misreken met julle twee. Meneer Breitenbach, dis 'n vryland. Ek was vandag by die rivier en julle was toevallig ook daar. 2 en 2 maak 4, nie 9 nie. Kyk, of jy my nou wil sien of nie, ek is daar op pad na jou toe. Ek en Jenny gaan hierdie ding nou vir eens en vir altyd uitpraat. Sy's my vrou, nie joune nie. En as jy met my huwelik inmeng, dan gaan jy met my te doen kry. Jy's welkom om hiernatoe te kom. Maar kom ek sê vir jou een ding. As jy jou vrou liefhet, spaar haar hierdie soort onaangenaamheid. Ek en jy kan hierdie saak man tot man uitmaak. Ek sal my nie deur jou laat voorskryf wat die reëls is nie. Jy's die derde party in hierdie vieslike affæretjie met 'n getroude vrou. En as jy nie mans genoeg is om haar in die oë te kyk, terwyl ek met haar en met jou afreken nie, dan sê maar 'n miserabele soort lafaard. So, wag net daar. Ons is op pad. Kom. Gee my net 5 minute. Ek wil net gou iets anders gaan aantrek. Nee, jy sal jou nie mooi maak vir jou lover nie. Maar jy jou sien soos ek jou sien. Vir die domme ding wat jy is.